Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 5 April, 'n duideliker prentjie van God. Die Bybel gee die baarste, duidelikste en mees konsekwente prentjie van God. Die hele Bybel poog om die onsigbare sluier tussen ons sigbare wêreld en die onsigbare weg te trek, om vir ons te wys waar ons vandaan gekom het en waarheen ons op pad is, en uiteindelik om vir ons te wys wie in beheer is en hoe God is. Van Genesis tot Openbaring lees ons van die een ware God, wat homself aan ons bekend maak deur die Bybel en deur Jesus Christus, God wat vlees geword het. Ons kan lees oor God se almag. Job 1 vers 12, daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Sy alwetendheid, sy alleswetende natuur in Jesaja 46 vers 9 en 10 wat lees: Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie, ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig, die einde, en van my voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Sy geregtigheid in Jesaja 30 vers 18 wat lees: En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van gerig, welgeluksalig almal wat op hom wag. Sy barmhartigheid in Deuteronomium 7 vers 9 wat lees: Jy moet dan weet dat die Here jou God, God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Sy liefdevolle goedheid en geduld met ons in Romeine 2 vers 4 wat lees: Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Sy wysheid, 1 Korintiërs 2 vers 7 wat lees: Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Van sy genade lees ons in 2 Korintiërs 12 vers 9 wat lees: En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Van sy vergifnis lees ons in Matteus 6 vers 14 wat lees: Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Van sy wil vir ons lewens lees ons in Jeremia 29 vers 11 wat lees: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons lees van sy krag om die dood te oorwin in Johannes 11 vers 25 wat lees: En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Van sy koningskap lees ons in Psalm 47 vers 8, want God is koning van die hele aarde, psalm sing met 'n onderwysing. Van sy ewige natuur lees ons in Deuteronomium 33 vers 27 wat lees: Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms, en hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê, verdelg. Ons lees ook van baie ander eienskappe wat vir ons oorvloedige redes gee om hom lief te hê en 'n blywende verhouding met hom te hê. Hoe meer ons van God weet en hoe hy is, hoe meer sal ons hom lief hê en 'n noue en blywende verhouding met hom begeer.
Dit was Lucifer wat eerste God se karakter betwyfel het. Sy twyfel oor wie God is, het uiteindelik gelei tot die grootste stryd in die geskiedenis van ons heelal. Sedert daardie tyd lees ons in Ellen G. White's Testimonies for the Church deel 5, bladsy 740 die volgende: Satan se voortdurende studie om die gedagtes van die mens besig te hou en daardie dinge wat hulle sal verhinder om die kennis van God te verkry. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 740. Satan gee nie om watter soort prentjie ons van God het nie. Pantheïsme, polytheïsme, deïsme ensovoorts, solank dit nie 'n akkurate een is nie. Lees Genesis 3 vers 1 tot 5. Wat was Satan se doel in sy gesprek met Eva? Watter leuns het hy vir Eva oor God se karakter vertel? Ons lees Genesis 3 vers 1 tot 5. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Genesis 3 vers 1 tot 5. Uiteindelik was Satan se boodskap aan Eva dit: God hou geheime van jou af. God wil nie hê wat die beste vir jou is nie. Jy kan hom nie vertrou nie. Ellen White brei hierop uit wanneer sy sê in Patriarge en Profete bladsy 338, van die begin van die groot stryd af, was dit Satan se doel om God se karakter verkeerd voor te stel en opstand teen sy wet aan te hits. Patriarge en Profete bladsy 338. Hoe word God se karakter in ons wêreld verkeerd voorgestel? Nog belangriker, hoe mag jy soms sy karakter verkeerd voorstel aan ander? Indien wel, wat kan jy doen om te verander met die hulp van die Heilige Gees? Hoe kan jy God se liefde aan die mense rondom jou wys?